jy het magnesiumjodied. Nou heel eers moes jy die regte formule gehad het vir magnesiumjodied. Magnesium is in groep 2, hy is +2. Jodium is in groep 17, so hy is -1. So dit is hoe magnesiumjodied lyk. Nou sê hulle vir jou, hy is gehidreerd. Hydrated staan vir gehidreerd, beteken hy is omring deur water, maar jy weet nie hoeveel water nie. En daarom het ek 'n X daarvoor. Nou wat ek hierso met die tabel gedoen het, was maar net om te wys jy kon dit of in 'n tabel doen. Ag. Wien? Jy's Wien. Blikkies. Laurens maar sit daar agter langs meneer sou hier. Ja, sy was al reg vir hierdie. Okay. Goed, jy kan of in 'n tabel doen of jy kan dit onder mekaar doen. Jy sal nie volgende, jy sal sien, ek het die volgende vraag in 'n tabel gedoen. Net of jy te wys nie een is van. Okay? So jy hoef nie na 'n tabel te trek, dit was net 'n voorbeeld. Hulle sê vir jou, die volle ding gehidreerd beteken met water rondom weeg 1,628 gram en sonder water, menende as jy hierdie wegvat. So net daar, sonder water weeg 1,072 gram. Okay, dan vra hulle vir jou maar, wat is die formule nou? So hulle wil weet wat is daai X daar vooraan. Goed, so wat ek gedoen het, is ek het daai een met die water en die een sonder die water van mekaar afgeminus, so nou weet ek wat is die massa van die water. Okay, so, toe het ek nou die mol van die water gaan uitwerk, so dis daai ene oor die molare massa van water, kry ek sy mol. Toe het ek die mol van magnesiumjodied gaan uitwerk. So dis die massa wat hulle vir jou gegee het van netom, die massa van netom oor die molare massa van magnesiumjodied en sy mol gekry. Hierdie ene is baie kleiner as daai ene. So dan deel jy nou regdeur mos met die kleiner ene. Toe kry ek 8. So dit beteken daai X vooraan is 'n 8. Kan ek gesien in hierdie klas, wie het hierdie reg? Nou sê julle vir my, julle het gesukkel. Juffrou het geld verdien. Dit word erger hoe verder ons aan. Dis presies dieselfde vraag, oor en oor en oor en oor. Okay, dan gaan net gou 'n oomblik vir die wat dit verkeerd het. Die wat dit verkeerd het, asseblief check. Waar het ek jou gemis? Waar het jy my gemis? Wat verstaan jy nie? Juffrou, ek het hom so gedoen, toe kan ek dit ook doen. Ja, Wouko, ek verwag so 'n vraag van jou. Nee, ek wil net hoor juffrou, as dit mos die 1 tot 2 ook moes gedoen. Soos wat vir huiswerk of in die klas was voor die 74 aktiwiteit. Ja, dis die volgende aktiwiteit. Dus kom nog daar. Hoe gaan ons dit as eens laat? Ja. Wat? Hæ? Juffrou het eers ons dit gegee. O, ek hoor wat jy sê, ek hoor wat jy sê. Ek sal nou daarby kom. Geluk met jou verjaarsdag van gister? Ja, geluk. Alright, en julle het dieselfde tekkies aan, nie julle het nie. Okay, kan ek maar weggaan? Goed. Alright, hier is vraag 4, so nou wys ek dit nou vir jou 'n bietjie anders. Hier het ek dit in 'n tabel gedoen. Ek gaan weer sê jy hoef dit nie in 'n tabel te doen nie. Jy kan, niks daarmee nie, jy kan dit onder mekaar ook doen. So hierdie keer het hulle net vir jou persentasies gegee. So hier is die persentasies wat ek gevat het, asof dit 'n massa is. En net barium kloried, die formule het hulle nie vir jou gegee nie, maar jy moet weet barium is in groep 2, so hy is +2. Chloor is in groep 17, so hy is -1, so barium kloried lyk. Toe het ons die mol gaan uitwerk van albei. Hulle elkeen selfstandige mol gekry en toe deur die kleinste een gedeel, which daai ene is, en dan kry 1 tot 2 wat beteken daar's 2 waters. Iemand 'n vraag daar. Juffrou, ek het dit so gedoen of juffrou, is hierdie ook reg of hoekom het juffrou iets gedoen? Onthou as jy die vra nie, bly jy dom. As jy vra dan word jy slimmer. Ja. Nee, jy hoef nie net daarby op te sit. Okay. Dan vraag 5 is weer dieselfde as die eerste ene. Okay. Maar hier was die bewoording 'n bietjie moeilik. Ek wil net vir julle kry. Die bewoording was moeilik want hulle sê daar vir jou whatever gram monster
Kaliumsulfaat word verhit, nadat die water afgedryf is, bly die van die julle woorde is maklik. Van die watervrye kalsiumsulfaat oor. Okay, in Engels is dit ek hoop ek sê die reg anhydrous beteken hy sonder water. Okay, goed. So hulle sê vir jou hierdie hele ding, jy weet nie hoeveel water daar staan nie, weeg 4,89 gram. En dan sê hulle, toe het hulle dit warm gemaak, die water is weggedryf en hy weeg 3,87 gram. Nou vra hulle vir jou, maar wat is die formule nou met die water? Okay, so ek het hom nou weer in 'n tabel gedoen. So ek het hulle twee gevat en toe het ek net sy massa gevat oor sy molêre massa, toe kry ek sy mol. En toe vat ek die water se. Hoe kry ek die water se massa? Dis die hele ding minus kalsiumsulfaat. So dis wat ek daar gedoen het, die hele ding minus kalsiumsulfaat en toe kry ek sy mol deel deur die kleinste ene wat hy is en toe kry ek 1/2. Deel ook 1/2 gekry. Wat het jy gekry, Christopher? Ek weet ons moet 5 doen. So ek het niks gekry. 3, 4, 5. Ek het hom verkeerd genoem. Ja. Okay. Iemand 'n vraag? Meneer, wat is die nuwe meneer se naam? Pretorius? Is hy van? Weet julle? Of wat noem jy hom, meneer Jaco? Ja. Hy sê dit het net voor eerste pouse gesneeu. Een van julle het dit gesien? Ja. Hy sê dit het gesneeu buite. Vanoggend by ons daai gehaal, maar Ja. Dit was klein geweest. Ja. Alright. Goed. Dan vraag 15.8 nou het wat jou naam Coco. Maar herinner ek het vir julle gegee wat vraag? 1 en 2. Okay. Ek het nou nie 1 en 2 se by neergeskryf nie. Ek het net vraag 6 en neer 6, 7 en 8. So kom ons doen gou 6, 7 en 8 en dan sal ek 1 en 2 saam met julle doen. Okay. So 6 sê hulle vir jou jy het natrium reageer met suurstof en dit gee vir jou natriumoksied. Maar hulle het nie vir jou die formules of die vergelyking gegee nie. Okay? So jy moes weet natrium is +1 en suurstof is -2. Vanaf waar hulle sit op die periodieke tabel. So dis natriumoksied. En nou moet jy dit gebalanseer het, so jy kry 4 daarvoor en 'n 2 hiervoor. Yes. Okay? So die molverhouding is 4:1 gee vir my 2. So daai is die eerste stap. As jy dit verkeerd het, is alles verkeerd basically. Nou vra hulle vir jou, as jy 230 gram suurstof het, hoeveel natrium het jy nodig? Die massa natrium. Okay, dit is die vraag gewees. Nou, jy kan massa vergelyk met massa. So as jy ChatGPT gebruik of ekstra klas het ergens of wat ook al, jy kan massa met massa vergelyk, maar jy moet versigtig wees hoe jy dit doen. So jy sal sien, ek gebruik nooit of ek vergelyk nooit massa met massa nie. Ek vat dit altyd eers mol toe. Okay, hoekom doen ek dit so? Want in graad 12 gaan jy hierdie vraag doen met die moltabel wat 9 punte tel en jy gaan dit mol toe moet vat. So ek berei jou voor daarvoor. Kom ons oefen mol toe, maar jy hoef nie op hierdie stadium eintlik nie. Okay. Anyway, ek het dan nou suurstof, ek sê nou by jou, suurstof mol toe gevat, dis 32 oor 32. Hoekom? Of ja, 32, want suurstof is 16 en dan 2 van ons is 32. So ek het gekry 7,1875 mol. Toe het ek suurstof met natrium vergelyk. En my verhouding, my ratio, my resep sê 1 suurstof nodig 4 natriums. 1 suurstof nodig 4 natriums. So toe het ek dit gaan maal met 4, so wat ek daar gedoen, en toe kry ek die mol natrium wat ek nodig het, maar die vraag was nie die mol natrium nie, die vraag was die massa natrium. So toe het ek die mol gaan maal met sy molêre massa en die massa kry. Ja, Laurens. Wiem. Ek het my verhouding 4:2 geskryf, maar die atomies, so kom ons dit verkeerd. Want die molekule bestaan uit 2 suurstowwe, maar daar's 1 molekule. Daar's nie 2 molekules. Ja. Ek het dit
kan 'n mens net soos die gram vat en dit dan maal met 4. Het jy die gram gaan maal met 4? Nee. Dan wat kry jy? 800, 920 gram. En hierdie is nie 920 gram nie. So wat jy kon doen, ek gaan dit nou vinnig verduidelik en dit is, jy sal sien ek gebruik dit nooit nie. Jy kan sê, goed, 4 natriums compared met 2 suurstowwe. En dan moet jy sy molêre massa compare. So, wag, ons moet nou omrou, want ons begin met suurstof, né? So suurstof compare met 4 natriums. So suurstof se molêre massa is 32 en natrium se is 23, maar jy moet die mol inbereken hierso as jy dit so doen. So is 4 maal met 23, so dit gee vir jou 92. Is ek reg? 4 maal met 23 is 92. Okay, dan sê jy goed, hoeveel suurstof het ek? Ek het 32 suurstof, so hoeveel natrium het ek nodig? So wat jy dan gaan doen is sê, hoe kom ek van daar tot daar? Gedeel deur 32 maal 92? Ja? Gedeel deur dit maal met dit. 32 gedeel deur 32 maal 92 gee vir 92. 661,45. Presies die antwoord. Maar soos ek sê, dit is, jy kan hom nie altyd gebruik nie. Jy mag hom nie altyd gebruik nie, nommer 1, nommer 2, jy moet onthou om hier dan nou die mol verhouding in te sit by die massa, maar hier sit ons dit nie in by die massa nie. So dit raak 'n bietjie confusing as jy al die metodes gaan leer. Ja. Ek vraag nog steeds so 661 gekry. Maar ek het net daar by suurstof gesê en is gelyk aan 32,16. Al jy vrou gesê 32,32. En toe jy gaan maal met wat? Jy. En toe jy gaan maal met? Maal met 2. Ja, maar sien jy moet gaan maal dit met ja, kom jy gaan maal met 2, jy moet gaan maal dit met 4. Maar ek het 14,375 gekry. Ja. En toe het ek 28,75 mol. En toe is dit 661,25 gram. Ja, maar wat dan sê gebalanseerde vergelyking gegee, wat ek sien. Ja, ek dink ek het wel as jy. En dan sê ek 2 gehad. Ek moet dit weet dit. Ek weet nie. Dis dan sê jy moet en dis ek kom jy het ek kan kyk daai 2 gevat staat. In plaas van 2 vooraan wat ek 4 moet maak. So omdat daai verkeerd is, het jy toevallig dit reg gekry en dan gaan jy af op die Okay. Nog 'n vraag was nog interessant is om. Okay. Goed, toe by vraag 7 vra hulle vir jou. Hulle sê vir jou waterstof reageer met suurstof om vir jou waterdamp te gee. En jy moet eers 'n gebalanseerde vergelyking gaan neerskryf het. So dis 2 maal met 2 gee vir 4 waterstowwe, 4 waterstowwe, 2 suurstowwe, 2 suurstowwe. Okay, so daar is jou gebalanseerde vergelyking. Toe sê hulle vir jou, as jy 1 gram waterstof het, hoeveel gram suurstof het jy nodig? Nou weer eens, jy kon nie massas met mekaar vergelyk, maar ek het hulle eers mol toegevat. So ek het eers gaan waterstof gekyk, sy mol gaan uitwerk, dis 1 gedeel deur 2 gee vir jou 0,5. Nou wil ek net vir jou wys, waar kom maar 2 vandaan? Daai 2 waardeur ek daar deel, is nie sy mol verhouding 2 nie. Daai 2 waardeur ek deel, is nie daai 2 nie. Daai 2 waardeur ek deel, is 2 maal met 1 is 2 maal met sy molêre massa wat 1 is. Okay, jy moet dit net weet. Dit is 0,5. So het ek gegaan na my mol verhouding toe. 2 waterstowwe nodig 1 suurstof. 2 waterstowwe nodig 1 suurstof, maar ek het nie 2 waterstowwe nie, ek het 0,5, so ek word 0,25 suurstowwe. So wat het ek gedoen van daar tot daar? Ek het gedeel deur 2. Goed, en toe het ek dit gevat en gesê, reg, dit is die mol suurstof wat ek nodig het. Sy molêre massa is 32, hoekom? Want hy's 'n diatomiese molekuule en toe kry ek 8 gram. Het iemand 'n vraag dan?
Juffrou, ek het dit gedoen. Kon ek dit ook gedoen het? Hoekom is dit verkeerd? Ja. Ek het nou net geskryf die massa is gelyk aan 8 gram, maar toe is net om seker te maak, toe sit ek weer O2 agter, dan is dit reg. Oos wat? Nog iemand? Waar is hierdie van my? Ek het hom uitgevee. Oh, ek het reg uitgevee. O, ek het nie klaar gemaak nie. Ok, toe by vraag 7.2 sê hulle vir jou, indien jy 1 gram waterstof het, hoeveel watter massa water gaan jy geproduseer word? As ek die vraag reg onthou. Ja? So, die vraag is die massa van die water wat geproduseer word. Ek vergelyk dit nou met hierdie vergelyking hierbo, hoor? Dus ek kom nou nie oorskryf nie, want ek is lui. So, ek weet nou die mol waterstof wat ek het. So, ek gaan net sê, die mol waterstof wat ek het, is 0.5 mol. Ek het dit gaan uitwerk al in vorige vraag, ek gaan dit nou nie weer doen nie. Jy kon, maar ek gaan nie. Dan gaan ek sê, goed, waterstof teenoor water. Die mol verhouding, as ek kyk na my gebalanseerde vergelyking is 2 tot 2. Ok, so die mol verhouding is 2 tot 2 en ek het 0.5 mol waterstof, so dit beteken ek gaan 0.5 mol water nodig hê, of produseer. En hulle het vir gevra die massa, massa is mol maal molare massa, hier kyk ek nou na water, so is 0.5 maal met 18 en dit gee vir jou 9 gram. Weet jy die reg? Mooi. Goed. Jy sal sien hier, so ek skryf so langs mekaar. Die rede hoekom ek langs mekaar skryf is sodat jy alles op een stukkie gelyktydig kan sien, dat as jy nou my verloor het ergens, dan kan jy terug gaan en gaan kyk waar ek jou verloor het. Want as ek onder mekaar skryf, dan gaan ek die hele tyd nou so maak en dan raak jy ook teen mekaar. So in 'n toets-of-eksamen, jy moet onder mekaar skryf. Jy mag nie langs mekaar skryf nie, onder mekaar. Sharp. Goed, dan het jy ook gehad vraag. Oh, dat ek ook nog nie geskryf het nie. Kan ek maar aangaan? Kijk, vraag 8. Sê hulle vir jou. Kalsiumkarbonaat reageer volledig met soutsuur. Ok, en dan vra hulle vir jou by 8.1, skryf 'n gebalanseerde vergelyking vir die reaksie neer. Nou, dames en here, jy is graad 10, baie welkom. En jy moet al fases ook kan neerskryf. Wat? Ok, nou, ek gaan hierdie vergelyking of hierdie reaksie vir jou wys. Ek dink ek het al hierdie reaksie vir jou gewys. Ek gaan maar net weer. Kalsiumkarbonaat reageer met soutsuur. Hier is kalsiumkarbonaat. Nou, kalsiumkarbonaat is marmer of kalksteen. Ek het nog, wat ek julle net wil wys, die verskillende vorme wat jy hom in kry. Dis karbonaat 'n gas. Nee, karbonaat is 'n polyatomiese ioon. So, hier is ook kalsiumkarbonaat. Kalsiumkarbonaat. Nee, maar jy nie. Alles kalsiumkarbonaat. Hierdie is poeier, hierdie is korrels. So, hoe kry jy hierdie vat hier in 'n kappel net? Hè? Kry jy dit? So, wat ek gaan doen, ek het laas keer hierdie gewys gekry. Ja? So, word dit so geel. Geel wat gewys? Is dit hier gewys? Ja, ek gaan nou weer hierdie wys van hoekom. Want dit is 'n stadige reaksie, hoekom jy stadig met die korrels. Hierdie is 'n vinnige reaksie wat net gooi. Nee, maar ek sê dit. Kyk, ek gaan hierdie gooi en dan wat ek wil hê jy moet sien is daar word hy gee 'n gas af, jy hoor. Okay, word gas afgegee. Die gas wat afgegee word is koolstofdioksied. Koolstofdioksied. Dit is so snel koolstofdioksied. Met kalkwater in blaas dat jy hoor dit melk, né? Dus hier is ook 'n exotherm
warm. Maar een rukkie vat voordat hy warm word. Voel hom maar so, as jy voel hy word warm, dan jy hom aan sê dat hy almal kan voel. Ok, goed, so, jy moet 'n gebalanseerde vergelyking gaan neerskryf, reg? Wat jy dan doen is jy sê, goed, hierdie breek op daar, hierdie breek op daar, en jy kry kalsiumkloried, is een van die goed wat vorm, kalsiumkloried. Nou, kalsium is in groep 2, so hy is plus 2, kloor is in groep 17, so hy is minus 1, so dan moet dit 2 daar wees. Dan, van nou of tot die dag wat jy doodgaan, as jy 'n karbonaat sien, en hy reageer met 'n suur, soutsuur. Karbonaat reageer met 'n suur, dan moet jy weet, daar gaan koolstofdioksiedgas vorm, en dan gaan water vorm. Ok, namelijk as ek vandag kyk, en jy gaan 'n 2 daar nodig hê. Ok, dan het ek nou ooit gesê, jy gaan fases nodig hê. Kalsiumkarbonaat is 'n solid, hy's 'n poeier, of 'n korrel, of 'n wat ook al. Hy moet al warm wees, Christopher. Soutsuur is aqueous, want hy's 'n oplossing. Eindelik as dit geproduseer word, dan is dit 'n gas, maar ons los hom op. Is dit al warm? Hè? Ok, dan kalsiumkloried is eintlik 'n solid, maar hy's opgelos in die water, so hy's aqueous. Koolstofdioksied is 'n gas en water is 'n liquid. Ok. Hulle sê vir jou, kalsiumkarbonaat reageer volledig met die woord volledig. Wat insinueer dit nou weer? Dit beteken aan die einde, nie initial nie, aan die einde is dit 0. Hy reageer volledig beteken alles is opgebruik. Ok, hierdie het 'n konsentrasie van 0.5 en 'n volume van 30 kubieke sentimeter. Ok, goed. Het ek al begin met vrae vandag? Deniek, jy smaal vir my. Die ys is nou nie die woord wat ek sal gebruik nie. Yes, ys low. Dis koud. Ja, ys baie koud. Ys raak. Baie koud. Dis lekker, ek gaan maar dit was. Ek gaan sê ons reageer, as jy klaar nie. Okay. Deniek. Kubieke sentimeter? En hoe doen jy dit? Deel deur 1000 of maal 10 to the mag minus 3. Ok, goed, so daar het ek nou al my goedjies neergeskryf wat ek het, wat ek weet. Nou begin ek met my vraag. Vraag 8.2, wel 8.1 is die klaar antwoord. 8.2 vra hulle bereken die aantal mol suur wat gereageer het. Die suur is soutsuur. Hulle soek die mol, ons het die konsentrasie as 0.5 en ons het die volume as 0.03 as ek reg is. 1, 2, 3. Ja. Ok, so ons gaan mol gaan uitwerk is konsentrasie maal volume, is dit wat jy ook het, Richard? Ja. So 0.5 maal met 0.03, wat gee dit vir jou? 0.015 mol. 5, 0.05 mol, jy sê dan maar reg. Goed, 8.3, julle moet fokus. Nou is hulle vir jou, bereken die massa kalsiumkarbonaat wat gereageer het. Ok, so hulle vra nou oor kalsiumkarbonaat. Ek weet die mol soutsuur wat gereageer het en ek wil weet die kalsiumkarbonaat. Ok, so ek weet die mol verhouding, so ek gaan sê goed. Soutsuur teenoor kalsiumkarbonaat, die molverhouding is 2:1. Waar kry ek dit? Van die gebalanseerde vergelyking af. Hoeveel soutsuur het ek? Ek het 0,015. So, Cleo, hoeveel kalsiumkarbonaat gaan ek nodig hê? Sewe, 5 mol. So jy gaan gedeel deur 2 daar. Goed, nou weet ek die mol, die vraag was nie mol, die vraag was massa. So nou gaan ek sê, goed, kalsiumkarbonaat kyk ek na. Massa is mol maal molare massa. Dis 0,0075 maal met 100. En dit gee vir jou wat, Nicholas?
En jou eenheid? Gram. Ok, nou dames en here. Kom ons sê, jy het nou bietjie cholos aangevang vroeër in die som. Ok? Jy het geweet jy moet mol gaan uitwerk, maar jy het sê nou maar vergeet om hierdie om te skakel. Dan gaan jy hier 'n punt kry en 'n punt verloor en 'n punt verloor. Maar as jy dan hierdie ding daar gaan gebruik soos wat jy moet. Jy het nou die verkeerde antwoord gekry. Maar jy sit dit op die regte plek in. Hierdie vraag gaan 2 punte tel. Dan kan jy nog steeds volpunte daar kry. Nou het jy die verkeerde antwoord hierso. Maar jy gebruik hom op die regte plek daar. Volpunte, volpunte, volpunte. Okay? So kom ons sê, jy het nie 'n cooking clue gehad wat om te doen by vraag 8.2 nie. Gaan skryf enigiets neer. Gaan skryf net mol is gelyk aan 1. Skryf enigiets neer. 100, 1000, 20, 9, maak nie saak nie. En jy gaan vul dit by die regte plekke hierso in, dan kan jy nog volpunte kry vir die volgende vraag. Okay, so in wetenskap van een vraag na die volgende vraag werk ons met jou fout. Jy sal sien die persoon skryf CA. Afkorting vir een of ander iets wat beteken jy werk met hulle fout. Is jy met my? Goed. Dan vraag 8.4 vra ek vir jou. Bereken die volume gas wat by STD gevorm sal word. So eerstens moet jy weet watter een van hierdie is 'n gas. Die gas is koolstofdioksied. Okay. So nou weet ons hoeveel mol ons daar gebruik. So ek gaan nou vergelyk 2 soutsuur met koolstofdioksied. Jy kan ook kalsiumkarbonaat vergelyk met koolstofdioksied. Maak nie saak nie. So die molverhouding is 2:1. Hierdie mol was 0,015. So dan gaan hierdie mol wees 0,0075. Soos ek sê, jy kon ook kalsiumkarbonaat kon vergelyk het met koolstofdioksied en jy sou dieselfde antwoord daar gekry het. Maar hulle vra nie vir die mol nie, hulle vra vir jou vir die volume. So en hulle sê by STD, so die volume is mol maal volume by STD. 0,0075 maal 22.4 en Laurens, wat kry jy? 0,168 kubieke desimeter. Ek kan ook gesê 0,17, né? Okay. Dan vra hulle vir jou by 8.5 bereken hoeveel of die aantal kalsiumkarbonaat formule eenhede wat gereageer het. So hulle vra hoeveel. Wat vra hulle vir jou daar, Zani? Wat moet jy gaan uitwerk? 8.5, wat het jy gaan uitwerk? Hoofletter? Hoofletter N is wat hulle vir jou vra. Okay, en hulle vra die aantal kalsiumeenhede wat gereageer het. So jy weet nou sy mol het jy gaan uitwerk as 0,0075 en jy weet Avogadro se getal is, wat is sy getal nou weer, Marisel? 6,022 maal 022. Is dit 0? Is dit 022? Ek het ook is net 02. 6,0. Ja. Okay. Goed, so dit is Avogadro, die aantal deeltjies oor Avogadro se konstante 0,0075. 6,02 maal 10 to the mag 23 en Mieke, wat het jy toe vir N gekry? 4,5 maal 10 to the mag 21 of 4,52 maal 10 to the mag 21 molekules of wat het hulle gesê formule eenhede. Okay. Yes? Ja? Nou moet ons doen vraag 1 en 2. Het ek saam met jou begin in die klas? Ek het so 'n bietjie gewys. Okay. Vraag, hier is nou op bladsy 74. Aktiwiteit 15.8, nommer 1 en 2. Okay. Nommer 1 gee hulle vir jou hierso stikstof met 3 waterstowwe gee vir jou ammoniak. En hulle vra vir jou by 1.1
sê hulle vir jou, hoeveel mol stikstof sal met 3 mol waterstof reageer? Hoeveel mol stikstof sal met 3 mol waterstof reageer? En ek gaan hom nou lank doen, jy kon eintlik net die antwoord skryf, die molverhouding is 3 tot met 1. So as jy 3 mol het, gaan jy mos nou nodig hê 1 mol stikstof. 1.2 sê hulle vir jou, hoeveel waterstof sal met 3 mol stikstof reageer? Okay, so ons het stikstof versus 3 mol waterstof. Die molverhouding is 1 tot 3. Nou sê hulle vir jou, jy het 3 mol hiervan. Hoeveel waterstof sal met dit reageer? Kyk, nou is dit nie meer so maklikie. So die molverhouding is 1 tot 3. So hierso gaan jy moet maal met 3, so dit gaan wees 9 mol. As jy vashak of jy verstaan nie iets nie of ek gaan te vinnig, moet jy asseblief jou hand opsteek. Kyk, volgende vraag hulle vir jou. Hoeveel mol ammoniak sal vorm uit 11 mol waterstof? So 3 waterstowwe, is dit warm? Nee, vir my is so reuk wat 'n mens vriendelik voel. Dis koolstofdioksied. As jy dit inasem, versmoor jy jouself. Ek raak so duisend. Ja, want jy kry nie genoeg suurstof in nie, so liewers nie. En dan kan 10 'n bietjie nee, dan kan 10 'n bietjie kloorgas ook afgegee word. En 10 'n bietjie stof vasgevang en iets. Okay. Goed. Dis hoekom jy nooit jou neus in iets indruk nie. Juffrou, ek het gesê daar sit daar bereik ek. Okay. Juffrou, wat is hier is dit? Soutsuur, HCl. Hoe sterk is dit? Waar is dit? Kan jy verlei dat dalk met die poeier kyk en dan kyk of dit is warm. Ja. Maar dan sal jy mos 'n vrek. Okay. Goed. So, die molverhouding is 3 tot 2. Waar die hel kry ek nou weer dit vandaan? Ek kry dit vanaf die gebalanseerde vergelyking. Okay? So, tussen waterstof en ammoniak is dit 3 tot 2. Ek wil net geseker maak. Hulle sê vir jy het 11 mol daarvan. So, wat doen jy van links na regs? Jy gedeel deur 3 maal met 2. So, dieselfde doen ons met 11. 11 gedeel deur 3 maal met 2. En Christopher, wat kry jy? 7,33333 mol. Dan 1.4 vra hulle vir jou, as jy stikstof het, nee, ek dink stikstof is net 1, stikstof teen ammoniak, en die molverhouding is 1 tot 2, hoe kry ek dit van 'n gebalanseerde vergelyking? Hoeveel stikstof het jy? Jy het 11, so wat kry jy daartoe aan hy? Sê weer? 1 tot 2, nee, 11 gee vir jou? 22 mol. Okay, so vraag 1 was nie veronderstel om moeilik te wees nie. Kan ek omblaai? Vraag 2, vra hulle vir jou daar, oorweeg die gebalanseerde vergelyking, so 3 yster plus 4 water gee vir jou yster, oksied en waterstofgas. Okay, so daar is jou mol verhouding, hy is gebalanseer, laat ek net vinnig myself check. Ja, hy is gebalanseer. Nou vra hulle vir jou, hoeveel mol by 2.1? Ysteroksied word uit 12 mol yster gevorm. So, 3 yster teenoor ysteroksied. Die molverhouding is 3 tot 1. Hulle sê vir jou, jy het nie 3 nie, jy het 12 mol yster. So wat doen jy van links na regs? Jy deel deur 3. So wat kry jy, Wouko? Hoeveel mol ysteroksied? 4 mol ysteroksied. Dan vra hulle vir jou by 2.2. Hoeveel yster word benodig om 16 mol waterstofgas te vorm? So nou vergelyk ek yster met waterstofgas. Die molverhouding is 3 tot 4. Ek het nie 3 mol nie, hulle sê ek moet 16 mol waterstofgas kry. So nou gaan ek my molverhouding terugwerk. Daai is 4 tot 3, so wat doen ek? Ek gedeel deur 4 maal met 3. So Johanlie, wat kry jy? Wag net gou. Hier is heeltemal reg, 12 mol. Okay.
2.3 sê hulle vir jou hoeveel mol waterstof sal vorm indien 40 mol ysteroksied gevorm word. So as vergelyk ysteroksied met waterstofgas is 1 tot 4 en hulle sê vir jou jy het 40 mol daarvan. So hoeveel mol is dit, Laurens, Wim, een van julle? 160. Weet jy dit gekry? Mal 4. 160 mol en 2.4 Deniek, hulle sê vir jou hoeveel mol waterstof word benodig om 14.5 mol yster te reageer. Yster is 3 en watersin is 4. 4 water, die molverhouding is 3 tot 4. Jy het 14.5 hierso. So hoeveel water gaan jy nodig hê? 19,33 mol. Tja. Ok, iemand 'n vraag daar? Ok, graad 10. Ek dink ons het julle notas regdeur deurgewerk, né? Ja. Ok.